Ons gaan aan met ons reeks Evangelie onbeskaam en die belangrikheid in dit wat ons wil bring met die boodskap van hierdie reeks is om duidelikheid te gee wat is die evangelie. En Paulus sê in Romeine 1 vers 16, ons moet nie skaam wees vir die evangelie nie, want dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo. So die vraag is ons skaam oor die evangelie of is ons dalk onseker oor die evangelie? Dit kan ook van een van daai twee wees. Maar die vraag, die stelling en die punt wat Paulus daar uitmaak is dat ons moet met vrymoedigheid die evangelie kan verkondig, maar ons moet ook weet wat is die evangelie? Hoekom glo ons die evangelie? En wat is die evangelie? So dis waar hierdie reeks gegaan het. En my tema van vanoggend is die verkondiging, verandering en die verlossing van die goeie nuus. So kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Here, dankie vir vanoggend. Here, dankie dat ons hierdie voorreg het om op hierdie lang naweek op 'n Sondag bymekaar te kom, Here. Nie omdat ons moet nie omdat ons geforseer is nie, maar omdat U ons gelei het hiernatoe en omdat U iets wil kom doen in ons harte en omdat U ons wil kom bedien vanoggend, Here, met die goeie nuus, Here. Baie van ons het vanoggend heel moontlik al die goeie nuus al 100 keer gehoor, Here, maar ek bid Vader, mag die goeie nuus, die krag wat dit bied, Here, die verandering, die verlossing, Here, die transformasie wat dit bied, Here, mag dit realiseer in ons lewens. Here, mag ons die goeie nuus nie net verkondig nie, maar mag ons dit uitleef, mag mense sien, daai ou ken die goeie nuus en hy leef dit uit. En ek bid Vader, mag die goeie nuus ons verander, Here, en mag die goeie nuus ultimately uiteindelik, Here, ons soos U maak. En dankie vir die voorreg om dit te kan deel vanoggend, Here. Ek bid Vader vir ons harte, U en ons sal werk vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Die kop is nog ons by baie plekke vanoggend. Ons het vanoggend gebid en het uitgekom dat veral onder kinders, en dit is nie net by kinders nie, maar dit uitgekom en Akita het gedeel dat daar's kinders wat sukkel op 'n jong ouderdom met gedagtes. En dit het uitgekom dat daar al depressie is in laerskole. So en die woord wat uitgekom het is vernuwing. En ek wil dit net oor ons spreek en ek sal nou 'n keer aanraak ook daaruit, is deel van my preek. Maar die Here wil ons dagtes vernuwe en hy wil ons hart vernuwe en baie daai hele probleem spreek eintlik in oor wat ons gepreek het en dis identiteit. Die Here wil ons identiteit vestig in hom. En as dit gevestig is in hom, dan gaan die Here gaan dan makliker ons denke vernuwe, soos Romeine 12 vers 2 sê. So kom ons vertrou die Here dat hy ons nader aan hom sal vat. Want as ons naby hom is, eintlik moet ons nader aan hom, nie hy nader aan ons nie. Die Here is daar, hy staan vastig. Ons moet nader aan hom. En as ons nader aan hom, glo ek ons dagtes gaan vernuwe, ons siel gaan opnuut raak. Ons soos die Engelsman sê, die inner man gaan sterker word. So ek wil net daai uitsit voor ek begin. Maar ek deel vanoggend die gedeelte van Saggeus. So ek het nog nooit oor Saggeus gepreek nie. So dis my eerste keer. En toe ek nou voorberei, dink ek, is daar nie 'n liedjie? Ek weet nie hoekom daar hak 'n liedjie uit oor Saggeus. Maar ek weet nie. Kan iemand of my sing? Selma? Okay, so iets van Saggeus was 'n kleine man. Daai ritme. Maar dit dink ek net was heeltyd toe ek hom voorberei het en ek gedink ek gaan hom sing vanoggend. Dink ek dit gaan dalk nie 'n goeie idee wees nie. Ek wou, maar ek gaan nie. So ek's bly ek het nie. Maar Saggeus en hierdie gedeelte beeld so die evangelie uit en Jesus se hart en die goeie nuus. So ek gaan nou oopbreek. So kom ons lees hom. Ek het met 2 gedeeltes opgebreek. Eerste 5 skriffies. Kom ons begin daarmee. Jesus het in Jerigo gekom en was op 'n pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare
kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit, klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. So ons staan net stil daar, so ons sien Saggeus, hierdie klein mannetjie. Kyk, ons sit die fokus altyd op dat hy 'n kort mannetjie was, maar meer as dit, hy was 'n tollenaar. En as jy die stukkie klaar lees, sien ons hy was 'n Jood gewees. En daai tyd as die Jode tollenaars was, dan was hulle eintlik maar verraaiers. Die Jode het hulle uitgestoot en die Jode wou niks te doen gehad het met hulle nie, want die Romeine het hulle gebruik om belasting in te samel. En daai belasting was baie keer baie hoog, was onregverdig, was verkeerd. So dieselfde Matteus, ons ken Matteus se storie. Matteus was ook 'n tollenaar. So hulle was of by tolhekke of hulle was in huisies waar hulle moes belasting insamel. En dis was Saggeus. So hy was nie baie goed ontvang in daai area nie. Mense het nie, die Jode, die Romeine het van hom gehou, maar die Jode het nie van Saggeus gehou nie. En nou boop dit was Saggeus nog kort ook, en wat so mooi is, Saggeus wou by Jesus uitkom. En dit sê iets van Jesus, né? Dit sê iets van Jesus se manier hoe hy bedien het en hoe hy gewees het, dat mense wou om hom wees. Maar Saggeus sou enigiets doen om Jesus se aandag te kry, of eintlik nie Jesus se aandag, net om hom te sien, om net en dis hoekom hy in 'n boom opgeklim het, en dit het my baie laat dink, wat sal ons doen om by Jesus uit te kom? Want dis nog lekker om by Jesus te probeer uitkom as jy hom ken, of as jy 'n verhouding het, of as jy bid, en as jy weet, jy lees jou Bybel, jy ken hom, en maar in hierdie geval, Saggeus was nie, ek dink nie hy was 'n volgeling van God nie. Hy was nie 'n volgeling van Jesus nie. Hy was eintlik ver, hy het alles verkeerd gedoen, wat 'n Jood moet doen. En hy dink toe nee, hy gaan in dit, in midde wat alles gebeur, gaan hy nog steeds Jesus soek. En hy klim in 'n boom, en hy kry Jesus se aandag, en Jesus sê die volgende vir hom. Hy het toe afgeklim, en Jesus met die blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan met 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham, die seun van die mens, het immers gekom om te soek, te red wat verlore is. Ek wil net 3 punte wat uitgestaan het by my uitlig uit hierdie gedeelte uit, oor 3 aspekte oor wat die evangelie is. Wat maak die evangelie kragtig, merkwaardig, en wat is die evangelie? En my eerste punt is verkondiging. En ons sien hierso in die heel laaste vers dat Jesus, die seun van die mens, het immers gekom om te soek, te red wat verlore was. So Jesus het die voorbeeld vir ons gestel wat dit is om die evangelie, die goeie nuus te verkondig. En hy wys vir ons hier waar moet dit gebeur? En vir wie moet dit gebeur? En hy sê hy het gekom vir die wat verlore is. Hy het nie gekom vir die wat geregverdig is nie. Hy het nie gekom vir die Jode wat uitgesorteer is nie, of wat gedink het hulle is uitgesorteer en hulle ken God. Hy het gekom vir die wat verlore is. En julle weet, ek is baie passievol, en ons is baie passievol by Every Nation en Every Nation Wellington oor die verlorenes en oor disippelskap. En hierdie is altyd vir my net fascinerend om te sien, dis wat Jesus kom doen het. En as jy Lukas lees, Lukas is net vir interessantheid, as jy die boek Lukas lees, fokus Lukas op die minderwaardigheid. Op daai tyd was vrouens afgedruk, en hy fokus baie op die vrouens, om hulle waardigheid op te lig, en hy fokus op die weduwees en die armes,
en die verlorenes. En as jy Lukas 15 lees, is die hele stukkie van die verlore seun, maar ook verlore skaap in die verlore muntstuk. So Jesus se fokus was baie, of Lukas het dit baie so gevat, of course het sy fokus nie geskuif by die ander mense nie, maar Lukas het dit opgetel en hy het dit neergeskryf. En hier sien ons dit net weer in Lukas 19 hoe Jesus daar uit was vir die verlorenes. Hy het nie gekom vir die wat klaar gered was. Maar ons sien hier dat die evangelie verkondig was. En ons sien dit oral in Jesus se boeke, in die evangelies. In Matteus 4 vers 23 lees ons, dis wat Jesus gedoen het van die begin af. Dis toe sy bediening begin het, lees ons, hy toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. So hy het die koninkryk verkondig van die begin af. En so gee hy toe vir ons 'n opdrag, en ons ken Matteus 28 vers 19, ek hoef nie dit te doen nie, maar die volle ding te sê nie, maar hy sê, gaan en maak disippels. Hy praat met ons daar. En dan gaan doen die disippels dit. Markus 16 vers 23 lees ons, hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg. Hoe mooi is dit? Jesus wys hoe die verkondiging van die goeie nuus moet wees, die koninkryk, en hy deel die groot opdrag, en dan sien ons die disippels doen dit in Markus 16, en ons sien dit Handelinge in die Nuwe Testament verder. Maar belangrik dat, wat beteken die woord evangelie? Ek het dit gedeel, ons Stein het dit ook gedeel oor, wat beteken die woord evangelie? Die woord evangelie beteken evangelion, of angelion. Moenie vir my vra nie, want ek is nie Grieks nie, ek gaan dit nie reg uitspreek nie, maar die eu beteken goed, en die angelion beteken boodskap. En soos ek gesê het, daai hele, die evangelie, as iemand die woord evangelie gesê het in Grieks in daai tyd, het almal geweet wat dit beteken, voor Jesus nog gekom het. Voor Jesus gekom het, as iemand daai woord gesê het, het hulle geweet, dit beteken iemand bring goeie nuus. So as daar oorlog was, of daar iets gebeur, het iemand met 'n luidspreker geloop, nee, hy was nie skaam nie, wat sê Romeine 1 vers 16? Hy was nie skaam nie, en hy het hard uitgeroep die goeie boodskap, dat hulle koninkryk het gewen, of wat ook al dit mag wees, om die nuus te bring. En dit is presies hoe ons as Christene moet wees. Ons moet nie skaam wees vir die evangelie nie, want dit is die krag tot redding, elkeen wat glo. En so Jesus bring die goeie nuus, en dit is belangrik dat ons het dit al 'n paar keer ek het dit elke keer in my preek gesê, en Stein het laasweek ook baie mooi gesê, wat is die goeie nuus? As jy, ek wil nou nie julle op die spot sit nie, maar as jy in 3-4 sinne die goeie nuus, die evangelie nou moet verkondig aan iemand, wat sal jy sê? Wat sal jy sê? Maar dit is maklik om te sê, nee, ag, ons praat oor Jesus en dit gedoen het, maar sal jy dit kan verkondig? Sal jy dit kan deel? So die evangelie is die volgende, die goeie nuus. Die evangelie is die goeie nuus dat God mens geword het in Jesus Christus. Hy het die lewe geleef wat ons moes leef, en die dood gesterf wat ons moes sterf in ons plek. 3 dae later het hy die dood opgestaan, en daarmee bewys dat hy die Seun van God is. En hy bied die gawe van verlossing en die vergifnis van sondes aan elkeen wat hom bekeer en in hom glo. So, soos ek lees, wil ek net dit duidelik maak dat daar is nie 'n dis eintlik eenvoudig, nê? So ek glo almal van ons kan dit verkondig, want die goeie nuus is eenvoudig. Dis nie moeilik om te verstaan. Die oomblik wanneer ons dit moeilik maak, is ons besig om 'n ander evangelie te bou. Evangelie is maklik. Johannes 3 vers 16, daar's baie skrifte wat ons kan deel, wat die evangelie baie mooi uitdeel. So, daar's maar net die bekendste, dis wat iemand geskryf het, en Dr. Rice Brooks het daai geskryf, ek het dit maar net vertaal, maar dis eenvoudig. Hy het 'n diepe studie gedoen, hy is 'n evangelis, en
Hy leer dit vir sy mense wat help hom disippels te maak. Disippels maak aan Amerika onder die studente en hy deel hierdie beskrywing vir mense. Hy sê dit is die mees eenvoudigste beskrywing wat die evangelie is. So die ding van Jesus is hy was so in natuur en ek het dit nou genoem, hy was so in sy geaardheid en sy gesindheid en in sy wese dat die verlorenes wou by hom wees. Mense wou by Jesus wees. So ons hoor baie daai ding van ja, ons Christene, mense wil nie om Christene wees nie want hulle oordeel en daai maar die vraag is, hoe is ons leefstyl? Hoe is ons geaardheid? Want ons kan dalk baie keer oordelend oorkom in dit wat ons sê en dit ons wese en die Here roep ons nie om so te wees nie en Jesus is die voorbeeld. En toe ek het nou baie skrifte vanoggend en baie al skrifte al uitgehaal uit my slide uit. Maar in Matteus 9 lees ons daai stukkie van waar Jesus van Matteus, die ander tollenaar, roep om 'n disipel te wees. En dit is so mooi, hy nooi vir Matteus en ons sê dis amper dieselfde as Saggeus se stukkie. Hy nooi hom en hy gaan by hom tuis, hy eet by hom en dan sê die fariseërs maar jy eet dan saam tollenaars en sondaars, wat gaan met jou aan? En dan sê Jesus, ek het nie gekom om die te red wat klaar gered is nie, wat geregtig is nie. Ek het nie gekom om te red wat verlore is. Want dan staan daar die verlorenes, die tollenaars en almal die sondaars wou om Jesus wees. Hoe mooi is dit? Hulle wou om Jesus wees. So Jesus was net so 'n mens dat hy het waarheid gebring, hy het regheid gepraat, maar nog steeds wou die verlorenes om hom wees. En ek wil sommer net daai vraag vra dat lewe jy die lewe of praat jy lewe jy daai lewe of praat jy of jou gesindheid of jou karakter, is dit so dat ongelowiges, verlorenes, die wat ongehoorsaam is om jou wil wees. En ek het 'n ding op daar, leef jy sodat verlore mense na jou toe kan aangetrek of lewe jy anders toe op? Lewe jy so 'n lewe dat jy verlorenes wegdruk, dat hulle veroordeel voel? Ek los hom net daai vraag by julle. Punt nommer 2, die goeie nuus verander. Goeie nuus verander. En hierdie is 'n belangrike punt en ons sien so mooi hoe Saggeus bekering gekom. Ons lees daar in vers 8, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, gaan uit die helfte van my goed vir die armes gee en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. En dit is wat bekering is. Bekering is, ek lewe die verkeerde pad, die verkeerde rigting, doen verkeerd, kom tot wedergebore, ek neem Jesus aan, presies wat daar gebeur het. Saggeus het Jesus aangeneem. Hy het besluit gemaak, okay, nou gaan ek 180 grade omdraai en ek gaan aan die ander kant toe. En dis wat bekering is. Dit is wat Jesus die goeie nuus doen. Die goeie nuus verander ons. Die goeie nuus bring nie net inligting nie, hè? Dit informeer ons nie, dit transformeer. Daar het 'n quote opgesit, die goeie nuus is nie net daar om te informeer nie, maar om jou te transformeer. So baie van ons is nog daar by inligting. Ons hou van inligting en ons hou van om die goeie nuus te hoor en is so mooi en is so oulik en is dis pragtig en is powerful. Maar wanneer ons die lewe lewe ons nog ons ou lewe. So dis die krag wat Paulus van praat. Krag tot redding beteken dat ons verander word. Ons praat anders, ons raak anders. Nee, bekering is die Griekse woord, die Griekse mooi groot woord metanoia, hè? Wat beteken verander van denke. So die oomblik as ons Jesus aanneem, dan begin ons nie mediteer op wêreldse goed nie, ons begin mediteer op die woord en die waarheid en dit verander ons. En dit is als deel van die geregverdiging, ek wil amper sê proses. Die oomblik as ons Jesus aanneem, word ons geregverdig.
net sê, daar is nie 'n proses nie, dit voel baie keer, maar jy is dadelik geregverdig. As jy Jesus aanneem, word jy 'n kind van God, 'n seun en 'n dogter van God. Die oomblik as jy 'n seun en dogter van God raak, dan is jou identiteit, jy lewe dan nie op aarde eintlik nie. Jou identiteit is in die hemel. En dis hoekom ons gedagtes, Kolossense 3 vers 1, 2, 3, jy moet dink wat bo in die hemel is. Hoekom? Want jy's maar net 'n ambassadeur hier op aarde van Christus. Eintlik is jy 'n kind van hom. Jy moet dit wat in die hemel is aarde toe bring. Dit klink baie geestelik en baie, maar dit is so. Die woord sê in Engels, in Afrikaans sê dit nie so reguit nie, maar die oomblik as jy Jesus aanneem, dan moet jy the mind of Christ hê. Dit klink nogals, dit kan baie keer godlasterlik klink, the mind of Christ. Maar wat beteken dit? Jy moet soos Christus begin lewe, jy moet soos Christus begin dink. Jy is nie Christus nie. Ons maak net gou daai duidelik, nee, jy is nie Christus nie, jy moet soos Christus wees. God bly God, maar jy begin sy karakter aantrek. Nie uit jouself nie, maar dis hy wat dit verander. En dis wat bekering is. Dis wanneer die heiligmaking proses begin. En hierdie skrif, ek het dit nou nie op nie, maar Romeine 2 vers 4 is net so amazing wat sê die goedheid, die verdraagsaamheid en die geduld van God lei ons na bekering. So is God se goedheid wat ons verander, wat ons wil laat bekeer, wat ons anders te laat dink. Dit kom nie uit onsself nie, dis God se goedheid, omdat hy goed is, lei dit. The goodness of God leads us to repentance. Dis Engels klink net so sag op tong, as ek dit net kon praat. Maar ek kan. So die oomblik as jy Jesus aanneem, begin jy, het jy 'n nuwe meester, jy het 'n nuwe jy's onderdanig aan 'n nuwe Here. As jy toe jy in die wêreld geleef het, was jou Here nie Jesus nie. Was nie God nie. Dit was Mammon, of dit was iemand gewees, of dit was idols. Maar die oomblik as jy Jesus aangeneem het, is jy nie meer 'n slaaf van hierdie wêreld nie, maar jy's 'n slaaf aan die Here. Romeine 6 praat dit so mooi, daar staan, jy's 'n slaaf aan die wie jy gehoorsaam. Vraag is, wie gehoorsaam jy? En dis so mooi, as jy verslaaf is aan iets, dis waar die woord verslawing vandaan kom. Jy is verslaaf aan iets, omdat jy daai ding gehoorsaam. Jy is afhanklik van daai iets, of daai ding. En ons is geroep om verslaaf te wees aan Jesus, basies. Ons moet aan hom geheg wees. Ons moet na hom toe gaan, ons is afhanklik van hom. Punt nommer 3, verlossing. Die goeie nuus bied verlossing. En hierdie gedeelte het baie met my gepraat, dit ter voorbereiding, en ek kon eintlik hele preek net op hierdie gedeelte gebring het, maar dit sien ons in vers 9 wat sê, daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. So net daarso het Jesus sy gees, sy redding kom bevestig. Hy het gesê, jy's 'n kind van Abraham. Okay, so dit is nog onder die ou verbond, onder die nuwe verbond, kind van Jesus. So, wat ek wil op fokus in die afdeling is, dat ek wil 'n vraag vra, wat is die belofte van die evangelie? Wat is die belofte van die evangelie? Wat is die belofte van die evangelie vir jou? Want ek dink, by hierdie vraag het baie mense dit verkeerd. Want ons heg die belofte aan die evangelie aan iets verkeerd. Ons sal sê, okay, nee, ons het Jesus aangeneem, ons het die goeie nuus verstaan, maar nou moet ek 'n nuwe kar kry, ek moet 'n nuwe werk kry, alles moet nou net glad verloop, ek moet gesond wees, want dit is mos wat die evangelie vir my bied. Dis wat daai prediker gesê het, neem Jesus aan, en jy gaan gered word, en dan gaan goed gaan met jou. Jy gaan floreer. Sê ek dat jy nie gaan floreer nie? Nee, dis nie wat ek sê vir hom. Maar dit is nie
die primêre belofte van die evangelie. Die primêre belofte van die evangelie is dat jy gered word. Dis jou redding. Die primêre belofte van die evangelie is vergifnis, is verlossing. Dis wat Jesus kom bied. As jy bo-op dit 'n nuwe kar kry, is jy geseën. Maar dis nie waarvoor hierdie evangelie is. Wil Jesus jy moet 'n nuwe kar hê as jou kar stukkend is? Yes. Trou hom. Maar dis nie waaroor die evangelie gaan nie. Primêr nie. So daar's 'n valse evangelie dat dit gaan altyd net goed gaan en as dit nie goed gaan nie, dan het jy nie geloof nie en jy bid nie genoeg nie en jy het nog nie gerepent nie en al mening kan ek sê dat van daai aspekte waar is? Ja, dalk moet jy begin bid en jy moet dalk daai goeders doen. Maar dis nie die belofte van die evangelie, die belofte van die evangelie is dat jy gered word. En ons moet dit vasmaak vanoggend, want miskien gaan dit nou goed met jou vanoggend. Jy volg Jesus en jy doen wat jy moet doen, jy het Jesus aangeneem, jy verstaan die evangelie en daar kan dalk iets gebeur as jy uitstap. En omdat jy die verkeerde evangelie geglo het, die belofte van verkeerde evangelie, gaan jy dalk kan kort kom in jou gedagtes teenoor God. Jy kan dalk sê nee, maar God is dan nie lief vir my. Of jy kan sê ag ek het hom aangeneem, maar hy is nie daar vir my. Kom as ek dan nog siek. Sê dit dat ons nie moet bid vir siektes nie. Nee. Ons moet veral ons moet die Here vertrou. As daar iemand siek is, moet ons gaan bid. As dit nie goed gaan met iemand nie, gaan bid ons. Ons vertrou saam dat dit beter gaan gaan. Maar ons moet dit vasmaak, wat is die belofte van die evangelie? Ek het al op die bord op die ding gesit. Belofte van die goeie nuus is verlossing vir jou siel en nie voorspoed van jou welstand. Dis die primêre belofte van die evangelie, dat jy gered word. En met dit is God se teenwoordigheid. Dis wat God beloof, dat God altyd met jou gaan wees, by jou gaan wees. So as jy swaar kry en dinge gaan nie soos dit moet gaan nie, gaan jy teruggaan na die primêre belofte, dat God is by jou. Hy het sy seun gestuur, opgevaar, en as jy hom aanneem, dan kom lewer die Heilige Gees binne jou. So Jesus is altyd by jou, deur sy Gees. Dit is die primêre belofte. En op daai noot wil ek lei na afsluit met 'n getuienis van 'n pastoor in Iran. So dis deel van ons, ek weet nie wat sy naam nie, hulle mag nie sy naam gesê het op die konferensie wat ons was, het hy 'n getuienis gedeel en hy lei die kerk in Iran van Every Nation en hy het sy getuienis gedeel toe hy daai dag mense gedoop en net na die mense gedoop is en hulle was in hulle huis, toe vind die regering uit dat hy mense gedoop het en wie wat nou nie weet nie, Iran, almal volg dalk Iran, maar daar mag jy omdat dit 'n islamitiese islam regering is, moet jy islam volg. Of met ander woorde, jy mag nie ander gelowe beoefen nie. So Christene word basies maar doodgemaak vir hulle geloof of in tronke gegooi. Hulle word vervolg. En hy het dit nie verwag nie. Hy het nie daai dag gedink so iets gaan gebeur nie, maar net na hulle mense gedoop het, hulle was nog in die huis, daar het nog vir hulle gebid, storm die polisie daarin, vat vir hierdie pastoor, vat hom tronk toe, hy mag niks sê nie, mag nie appelleer nie, hy mag niks doen nie, hulle het niks, soos hier volg jy nog, die volgorde van as iemand gevang word en jy moet eers in die hof verskyn, daar was niks van daai goeters. En hulle gooi hom toe in die tronk en hy 2 klein kinders, dogtertjies, sy vrou, hulle alles het gesien.
en hy is in die tronk, en en hy verduidelik by die konferensie dat die tronkselle is letterlik 1 meter by 2. So dit is gemaak net vir jou. En as hulle iemand bysit, ja, gewoonlik sit hulle iemand by, as hulle moet, as die tronk het nou te vol raak, dan sal hulle een persoon bysit. En dan is die selle so klein, dat jy nie eintlik kan slaap, terwyl die ander een slaap nie. So een slaap, en dan die ander een sit regop. En hy sê, hy was iets soos 30 dae in hierdie een sel, en toe gee hulle vir hom 'n ander persoon om by hom saam om te kom, in hierdie sel te kom bly. En hierdie ou is nie 'n gelowige nie. Hy's 'n ateïs gewees, en hy het filosofie geswat in Iran. So hy's nou baie slim ook. Nou, terwyl hierdie hele tronk ding aangaan, slaan hulle jou ook, en hy's letterlik party so seer gewees, dat hy letterlik nie, hy kan amper nie asem gehaal het nie. Hy sê hy wil bid, maar hy kan nie eens bid nie. Hy voel net so hopeloos, en hy weet, soos hy deur hierdie goeters gaan, dink hy aan wat Paulus moes deurgaan, en hy dink hoe die goeie voorbeeld wat Paulus was, maar hy voel net so swak. En hier kom hierdie filosofie student nog by hom in, en hy dink toe wraggies, hy gaan nou die evangelie verkondig. En hy vra vir hom, ken jy vir Jesus? En toe hy dit sê, toe begin hierdie ouer redeneer met hom. Nee, ek ken nie Jesus nie, maar ek glo nie. En hy sê, hoekom hy nie glo nie? En hy het hierdie hoë argumente, en hierdie pastoor voel net soos, ek kan nie nou nog dit ook nog, jy weet. Daar is nou niks hoop nie, en hy bly toe net stil, en hy gaan nou nie redeneer met hom nie. Maar hierdie ou het 'n siekte, MS. Almal weet wat MS is. MS is 'n spiersiekte. En hy's eintlik om pad om dood te gaan. So hy's nou in die tronk, en hy's baie siek en seer, en hy kan nie slaap nie. Op daai oomblik het hy vir 'n paar nagte, iets soos 14 nagte nie geslaap nie. En die pastoor dink toe, voor hy moet slaap, dis nou sy beurt om te slaap. En hy sê, kan ek asseblief vir jou bid? En die ou sê, nee, dit help jy bid. Die meisie sê, jy kan nou net verloor. Jy weet, jy's nou in die tronk. Jy kan net sowel net sê bid net vir my. Jy weet, jy kan net wen. Jy's nou in 'n situasie wat jy verloor, so jy kan net wen. En hy bid vir hom, en die pastoor maak sy oë toe. Ek maak nooit my oë toe as ek bid nie, want ek weet nooit wat gaan gebeur nie, maar hy het sy oë toegemaak, en hy bid hierdie gebed, en bid vir genesing, en toe sy oë oopmaak, toe slaap die ou. Hy het nog gesit, toe slaap die ou. En die volgende oggend, raak hy wakker. Toe het hy vir 8 ure deurgeslaap. En die ou raak wakker, en hy vra vir die pastoor, maar wat het jy gebid? Wat het jy gedoen wanneer dit gewerk? Hy sê, ek het maar net gebid. Ek het nie eens geweet jy het uit die slaap geraak nie, maar hy sê, toe vertel hy die storie dat hy die eerste keer in hoeveel nagte deurslaap, die eerste aand, en hy kon sien in sy oë iets begin vlam vat. Hy sien hierdie ou het iets ervaar, en toe kon hy nog met hom journey en disipel in die tronk, en toe hy moet uitgaan, moet hulle nou skei. So ek dink hulle kan nie langer as 30 dae saam in die sel wees nie. En toe hulle paadjies nou skei, vra hy vir hom, het jy Jesus aangeneem? En toe sê die ou, ek het, of hy het nie gesê van ek ken God nou. En kort daarna, ek dink weer iets soos 30 dae, toe's daai ou oorlede in die tronk. En toe die ou die storie vertel, was dit vir my, toe ek voorberei het teruggekom met die getuienis. Wat is die goeie nuus? Die verkondiging van die goeie nuus is verandering, en dit is verlossing. Dit is wat die goeie nuus doen. En ons het die voorreg die goeie nuus te deel. Dirkie, kan jy opkom? Dirkie, jy moet nog een liedjie doen. So, Dirkie, jy kan hom kom doen. Ek het net ervaar met hierdie, soos ek nou afsluit, dat van ons sit vanoggend hier so, en ons het dalk Jesus aangeneem, en ons het al die evangelie gehoor. Maar wanneer dit kom by die verandering, wanneer dit kom by die verkondiging, hardloop ons weg, skram weg van dit. En
Dis wat Jesus wil doen. Dis wat hy wil doen vir oggend en dis wat hy wil doen in ons lewens. So soos ons worship, in liedjie worship, ervaar ek net ons kan sit, ons kan staan, kom na God toe soos jy is. Moenie iets voorgee nie. Kom na Jesus soos jy is. En kom ons aanbid hom. Dis wat worship is, né? Worship is aanbidding. Dis wanneer jy hom prys. Dis wanneer jy hom eer en dis wanneer jy respek toon teenoor hom vir wie hy is. So op daai noot, kom ons gaan in aanbidding na God toe, na Jesus. Ons gee ons lewens vir hom.